Daar sê, goeiemiddag. Ek wil vinnig hê jy moet jou Bybel gaan kry. Maak jou Bybel oop in Esegiel 8. Dan lees jy gou saam met my wat in Esegiel 8 geskrywe staan. Dan as ek klaar gou vinnig hier gelees het en jy het saam met my gelees om te kyk wat daar geskrywe staan, dan gaan ek vir ons 'n video inkat in hierdie video. Dan sal ek weer praat na die tyd. Ek gaan probeer hierdie video baie kort hou, maar dit is 'n baie belangrike boodskap. Dit is 'n baie belangrike boodskap vir ons mense om te weet waarom dinge gaan in hierdie land soos dit gaan. En dan kan jy self 'n besluit maak of jou dominee, jou pastoor nog vir jou die waarheid vertel of vir jou te lieg. Want daar is moerse fout in die kerke. En hulle gaan nie dit vir jou sê nie. Maar ek wil hê jy moet met jou eie oë sien wat profesie sê en wat besig is om te gebeur en waarom dinge gaan in ons land soos dit gaan. Waarom bid ons met die back and claw seer met alles wat besig is om te gebeur in die land? Alles. Waarom bid die dominees? Dis een boodskap na die ander boodskap wat op die WhatsApp groepe uitgestuur word. Bid vir Jesus, vra vir hom vir help, maar niks gebeur nie. Daar is iets wat ons verkeerd doen, hoekom ons Vader ons nie vir ons hoor nie. So kom ons lees saam Esegiel 8, dan lees ons daarso in vers 4. En ek quoteer, en kyk, die heerlikheid van God van Israel was daar, ooreenkomstig die verskyning wat in die laagte gesien het. Vers 5, en hy het vir my gesê, en hy sê vir my, mensekind, slaan tog jou oë op in die rigting van die noorde. Nou onthou daai woordjie, in die noorde. En ek het my oë opgeslaan in die rigting van die noorde, en daar het in die noordkant van die altaarpoort, daar die afgodsbeeld van ywer by die ingang. En hy sê vir my, mensekind, sien jy wat hulle doen? Die groot gruwels wat die huis van Israel hier aanrig, dat ek ver van my heiligdom af moet weggaan, maar jy sal nog ander groter gruwels as die sien. Daarom bring hy my in die ingang van die voorhoof, en kyk toe, en daar was 'n gat in die muur. En hy sê vir my, mensekind, breek deur tog hierdie muur heen. En hy het deur die muur heen gebreek en kyk, daar was 'n deur. Daarom sê hy vir my, gaan in, kyk na die grove gruwels wat hulle hier doen. Ek gaan toe en kyk, en daar was allerhande afbeeldinge en afskuwelike kruipende viervoetige diere en allerhande drekgode van die huis van Israel wat al rondom die muur uitgesny was. En 70 manne uit die oudstes van Israel, van die huis van Israel, het daarvoor gestaan en Jasanja, die seun van Safan, onder hulle, en elkeen het sy wierookpan in sy hand gehad, en die geur van die wolk van die reukwerke het opgegaan. Toe sê hy vir my, het jy gesien, mensekind, wat die oudstes van die huis van Israel in die duisternis doen, elkeen in sy kamers met beeldewerk, want hulle dink, Jahwe sien ons nie. En Jahwe het die land verlaat. En hy sê vir my, jy sal nog ander groter gruwels sien, wat hulle doen. Hy het my toe gebring na die noordelike ingang van die poort, by die huis van Jahwe, en kyk, daar het vroue gesit, wat te moes beween. En hy sê vir my, het jy dit gesien, mensekind? Jy sal nog ander gruwels, groter as hierdie sien. Toe bring hy my na die binneste voorhoof van die huis van Jahwe, en kyk by die ingang van die tempel van Jahwe, tussen die voorportaal en die altaar, was omtrent 25 man, met hulle rug na die tempel van Jahwe en hulle gesig na die ooste, en hulle het hulle voor die son neergebuig na die ooste. En hy sê vir my, het jy gesien, mensekind? Is dit dan vir die huis van Juda te gering om hierdie gruwels te doen wat hulle hier bedrywe? Dat hulle die land met geweld gevul en my tog meer geterg het?
En kyk hoe hulle die druiwetak voor hulle neus hou. Daarom sal ek ook in grimmigheid handel. My oog sal nie verskoon nie, en ek sal hulle nie spaar nie, al roep hulle hardop voor my ore, nogtans sal ek nie luister nie. Nou wil ek gou vir ons 'n video net inkat hierso. Ja, So dis die similarities tussen 'n vrymetselaarsstempel en die Voortrekkermonument. en daar's 'n kus waar die mense geoffer is. Ja, dit is absoluut duiwels, wat sê hulle hier? Cenotaph in die kerk, kelderverdieping van die Voortrekkermonument is simbolies van die gat van die koepel van die monument duidelik gesien word. Ja, jy weet ek het dit ook gesê. Ek wil net hê mense moet besef wat is die Voortrekkermonument. Dit is 'n sonaanbidding satanistiese tempel. FK. Weet jy, al ons Afrikaanse al ons Afrikaanse institusies is vrymesselaar duiwelse goed. Ja, hier is hy. Ja, so so. Son. Son is Australië. Ja, nee, ek het dis baie duidelik, dit kan nie duideliker wees nie. Ja, maar die God waarvan hulle hier praat dis nie Jesus Christus nie. Nee. Dit is Foto van Lu- Lu- dis Lucy- God se naam kom jy voor. Ja. Wat so God se naam nie Voortrekkermonument? dis Hy is nie nou nie. ja, dis Luciferianism. Maar dit is hoekom Suid-Afrika dis hoekom Kyk jy Suid-Afrika- voor van die hele cosmic egg. Dis die eier, ja. Regtig. Ek het gedink dit is 'n sirkel, maar jy is reg, dit is 'n eier. Kyk, sy het my nie vir my gehad. Evil. Sien weer. Wat sê hulle oor Babylon? Dis wragtig. O, hier bil vir die erfenis by die Voortrekkermonument. Wat sê hulle hiervan? Kyk daar kyk is daar's Ishtar, so elemente, so hulle wys elke element kom voor, wat by Ishtar voorkom kom ons voor. Net kyk, so daar's die beeste, hier is die wilde bees. So by hulle Ja, die allegorie. allegorie. Yes. Die wildebees. Oh my word. Geen wonder. Ek dis die vrymesselaars wat nou ons land besig is om oor te neem saam met die Amerikaners. Eigenlijk dit nog nooit opgegee nie. Ja. En nog heeltyd. Hulle sit net elke keer nuwe puppets in. Maar weet jy, hierdie het ek ook gedink is daai teken daar. Agteraan so 'n hele stuk wat net oor al die verstekkende tekens daarin is. Daar's verskeie van dit. Daar's Ongelooflik hoe hulle ons mense mislei het. Maar wat nou so? Jong, wat is hierdie? Tempel van Horus, Ja, so daai die pilare. En weet jy, hier is op Anglo-American, hele Anglo-American gebou in Johannesburg lyk ook so. Dit lyk net soos daai. Ja, ek het dit gebou. Okay, goed. Die Voortrekkermonument. Het u geweet as jy gaan Google, dan sal jy sien die Voortrekkermonument is aan die noordelike kant van die land. En jy het nou met jou eie oë gesien wat se drekgode hulle daar aanbid en wat se simbole hulle daar uitbeeld. Ou gruwels van die ou tyd al af wat hulle tot vandag te doen.
dan trek ons mense, wat, soos die skrif sê, my volk gaan teen gronde weens 'n gebrek van kennis. Dan gaan ons volk in hulle honderde duisende elke 16 Desember, met die dag van gelofte. En hulle gaan na die Voortrekker monument toe, maar hulle weet nie wat 'n dam daar aangaan nie. Dat die kulte en die vrymesselaars en die Baal-aanbidders, almal in die geheime, net soos ons gelees het nou hierso in Esegiel 8, sien jy mense kind, wat hulle in die geheim doen. Maar ons mense weet dit nie. Hulle verstaan dit nie. Want hulle vra nie die vrae nie. Van die dominees en die pastore weet hulle presies wat hulle doen. Hulle weet presies wat hulle doen. Hulle aanbid afgode. Ons volk is besig met afgodery, mensekind. Kan jy dit nie sien nie? Ek het vir u gesê, die boodskap gaan hard wees. En as jy nie wil verder kyk nie, beweeg aan, gaan laat die dominee jou ore streel verder en jou moet, liewe Jesus, liefde doop, man. Maar kan jy sien waarom ons sit waar ons sit vandag? Hulle het hulle rug gedraai op ons God en hulle terg hom en hulle is besig om die songod te aanbid, man. Dis wat hulle doen. Dan vra ons mense, ja, maar hoekom is die back and closure en die plaasmoorde en al hierdie goed is besig met ons te gebeur? Waarom? Ja, die regering het hulle dit en hulle daai en almal het hulle sê goedjies op Facebook. Ek sê nie dit is verkeerd nie. Maar kom ons lees net gou vinnig verder in die skrif in Deuteronomium 28. Daarso in die op die opskrif staan seëninge en vervloekinge. Maar die kerk het mos vir ons geleer die wet is teen die kruis vasgenaal. En ons is nie meer onder die wet nie. Doen wat jy wil. Hierdie wet wat ons Vader geskryf het, staan nie meer nie. Jesus het nou alles kom vervul met liefde. Maar ons, as jy gaan lees hier, dan sal jy sien, maar oojel, ons is in die moeilikheid. Want alles wat hier geskrywe staan in Deuteronomium 28, die vloeke en die seëninge, kom om oor ons vandag. Dan sê Vader daarso, hy begin som in vers 1, as jy dan goed luister na die stem van Jahwe jou God, om sorgvuldig te hou al sy gebooie wat ek jou vandag beveel, dan sal Jahwe God jou die hoogste stel bo al die nasies van die aarde. Hy sê, jy sal geseën wees in die stad, jy sal geseën wees in die veld, die vrug van jou liggam sal geseën wees in die land, en die vrug van jou vee, en die aandeel van jou beeste, en die aandeel van jou kleinvee, dit sal alles geseën wees. Jahwe sal die reën op die regte tyd stuur, jou land, alles sal geseën wees, dit sal goed wees. Dan in vers 15 lees ons, maar as jy nie luister na die stem van Jahwe jou God, om sorgvuldig al sy gebooie en sy insetting wat ek jou vandag beveel nie, dan sal al hierdie vloeke jou inhaal. Dan lees ons daarso verder in vers 16, vervloek sal jy wees in die stad en vervloek sal jy wees in die veld. Vervloek sal jy wees jou mandjie en jou bakskotte, vervloek sal jy wees die vrug van jou liggaam en die vrugte van jou land en die aandeel van jou beeste en die aandeel van jou kleinvee. Dan vra ons, waarom kom al hierdie siektes oor? Bid vir liewe Jesus, laat liewe Jesus ons kom red, en ons vee kom beskerm, maar wat gebeur? Wat gebeur? Het jy geweet, die skrif sê, as jy jou oor wegdraai van die wet van God, tot jou gebed is 'n gruwel voor hom. Die dominee het jou nie dit vertel nie, nee. Die kerk het jou nie dit vertel nie. Hier staan dit, mens, reg voor jou oë. Dan in vers 20, en Jahwe sal teen jou stuur die vervloeking, die verwarring en die bedreiging en alles waarin jy jou hand slaan, wat jy moet doen, totdat jy verdelg is en totdat jy gou tot niet gaan vanweë die boosheid van jou handelinge, dat jy my verlaat het. Ons het ons God verlaat, volk. Ons het hom verlaat. Ons het hom verlaat. Ons het geluister wat die dominees vir ons sê. Hulle lieg en bedrieg ons. En nou kom al hierdie vloeke oor ons. Jahwe, die God van die leeskare, is in beheer oor alles. Ek gee nie 'n damn om wat niemand sê of enigiemand op Facebook sê, en die ene en daai ene en wat ook al nie. Ons Vader bring die vloeke oor ons en hy gee ons pak slaag. En op daai noot gaan ons sommer dan na Jesaja 1 toe en ons lees daarso.
van vers 2 af. Hoor o hemele en luister oor aarde, want Jahwe spreek, ek het kinders groot gemaak en verhoog, maar hulle het teen my oortree. 'n Os ken sy besitter en 'n esel sy krib van sy eienaar, maar Israel het geen kennis nie. My volk gaan teen gronde van 'n gebrek aan kennis. My volk verstaan nie, weer die sondige nasie, die volk swaar van skuld, die geslag van kwaaddoeners, die kinders wat verderflik handel, hulle het Jahwe verlaat, die heilige van Israel. Verag, hulle het agtertoe weggedraai. Vers 5, waar wil julle nog geslaan word? Dat julle voortgaan om af te wyk. Die hele hoof is siek en die hele hart is krank. Van die voetsool af tot die hoof toe is daar geen heel plek nie, maar wonde en kwesplekke en varshoue. Hulle is nie uitgedrug en verbind en met olie uitversag nie. Jahwe spreek. Jahwe sê. Dit is Vader se woorde. Waar wil julle nog geslaan word? En dan gaan ons daarso na Spreuke. Kom ons gaan na Spreuke 1 toe. En dan kyk ons wat Vader daar vinnig sê. Vers 24, Spreuke 1 vers 24 en ek quoteer. Omdat ek geroep en julle geweier het. Ek my hand uitgestrek het en niemand geluister het nie. En julle my raad nie opgevolg het en my terugwysings, dit is die wet van ons God, nie wou geweet het nie. Daarom sal ek ook lag by julle ondergang. Julle wat so spot en lag met ons Vader se naam. Julle moet ag slaan. Ek sal lag, sê Vader, in julle verskrikking, en spot wanneer julle verskrikking kom. As julle verskrikking kom soos 'n onweer, en julle ondergang soos 'n stormwind aankom, en benoudheid en angs julle oorvan, dan sal hulle na my roep, maar ek sal nie antwoord nie. Hulle sal my soek, maar hulle sal my nie vind nie, omdat hulle die kennis gehad en die vrees van Jahwe nie verkies het nie, van my raad nie wil weet het nie, al my terugwysings verag het. Mense, as niemand hierdie boodskap wil praat nie, sal ek dit praat. Sien julle wat ons volk mee besig is? Sien julle wat ons leiers, supposedly leiers, dominee, pastore, die herders, wat is hulle besig om te doen? Wat is hulle besig om te doen? Hulle vertel my ons nie die waarheid nie. Ons mense is besig met drekgode en afgodery, maar dominee kom elke Sondag en sê, bid vir liewe Jesus, jou hartjie is so rein, maak my skoon en maak my rein, liewe Jesus. Maar ons sien een pes en een vloek na die ander. Jy kan maar gaan lees in Deuteronomium 28 en dan gaan kyk jy daar, of Vader lieg of hy die waarheid praat. En dan sê hy daarso, julle is ons so besig om te terg, dat julle sal uitroep en uitroep en uitroep, hy sal nie agslaan op julle nie. Hy sal nie antwoord nie. Dit sal net nog slegter en erger raak, totdat hy sê, julle sal omkom. Ek gaan hierdie boodskap daar laat. Hierdie boodskap is hard. Dis nie vir die fyn en sagte seentjies nie. Ek praat hier met manne. Tel op jou Bybel en kyk wat ons Vader van ons verlang. Hierdie boodskap is belangrik. Die Voortrekker Monument waar duisende bymekaar kom, kyk mensekind. Kom kyk hier, waarmee is hulle besig? Die son wat so deurskyn en al die drekgore en goed wat hulle daarmee besig is. En julle kan hom maar wat sê, ek gee nie om nie. Ek vrees niemand op hierdie aarde nie. Ek vrees die een wat jou siel en jou vlees kan vernietig in die hel. Want dit is waar julle dominees, julle op pad heen lei, is hel toe. Mense begin studie. Begin vra wat is die waarheid. Die kerk het jou belieg. Hulle mislei jou. Mag elkeen 'n geseënde dag hê. Ons praat weer, totsiens.